Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie. Jahwe, u barmhartighede is menigvuldig. Maak my lewend volgens u verordeninge. My vervolgers en my teestanders is talryk. Van u getuienisse wyk ek nie af nie. Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie. Aanskou dat ek u bevele liefhet, o Jahwe, maak my lewend na u goedertierendheid. Die hele inhoud van u woord is waarheid en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Ons wonderlike Vader, dankie dat u woord vir ons 'n riglyn, 'n maatstaf is, 'n rigsnoer waarvolgens ons lewens ons dit kan inrig. En Vader Jahwe, dankie dat u met ons bemoeienis maak. Dankie dat u in soveel liefde ons die weg leer wat ons moet gaan, soos Psalm 32 dit so mooi sê. Ek wil jou raad gee. Ek wil met jou spreek aangaande die weg wat jy moet gaan. En Vader Jahwe, dankie dat u ons leer. Dankie dat wanneer ons so saamkom in hierdie môre, ons die woord kan open en daarin die oorspronge van die lewe te kan ontvang, om ons lewens daarvolgens in te rig, om waarlik met ons hele wese u welbehaaglik te wees. En daarom, Vader Jahwe, vra ons ook, wie is u die een wat deur die Heilige Gees ons onderrig, wat u woord in ons harte bevestig, en dat u in ons samesyn waarlik verheerlik sal word. Want soos ons gesing het, Vader Jahwe, u is driemaal heilig, die almagtige van hemel en aarde, en buiten u is daar niks nie. En in totaliteit is ons volkome van u afhanklik. Word dan verheerlik in ons samesyn vanmôre. Ons dank en ons eer u daarvoor, in Yeshua se naam. Amen. Hartlike goeiemôre geliefdes, aan elkeen, u kan gerus sit. Ons skryf bo aan die boodskap, ons bewustheid van Jahwe, ons bewustheid van Jahwe. Exodus 19. Geliefdes, Exodus 19 is die eerste keer wanneer Moses op die berg tot Jahwe nader. Moses sou 'n verdere 7 keer tot die 8ste keer, 8 keer wat Moses op die berg met Jahwe sou ontmoet het, waarin hy die laaste keer dan nou, wanneer hy afkom, blink van hierdie heerlikheid van Jahwe. En hierdie is die eerste geleentheid wat Moses op die berg klim, en waar Jahwe vir hom 'n opdrag gee, ek wil met Israel ontmoet, maar Israel moet eers homself heilig, dat ek met julle kan ontmoet. Nou kom ons lees daar saam vers 1. In die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinaï gekom. Hulle het van Rafidim af opgebreek en in die woestyn Sinaï gekom en in die woestyn Laar opgeslaan, en Israel het daar teenoor die berg Laar opgeslaan. Maar Moses het opgeklim na Elohim toe, en Jahwe het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê, en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien, wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arensvlerke gedra, en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne, en julle sal vir my 'n koninkryk en priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep, en hulle al hierdie woorde voorgehou wat Jahwe hom beveel het. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat Jahwe gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan Jahwe oorgebring.
En Jahwe het met Moses gespreek, kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jou kan glo, want Moses het die woorde van die volk aan Jahwe meegedeel. Verder het Jahwe aan Moses gesê, ga na die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle klere was en hulle gereed hou teen die 3de dag, want op die 3de dag sal Jahwe voor die oë van die hele volk op die berg Sinaï afdaal. Ook moet jy vir die volk 'n grens rondom aanwys en sê, pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg aanraak, moet sekerlik gedood word. Geen hand mag hom aanraak nie, maar hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet word, of dit 'n dier of 'n mens is, hy mag nie lewe nie. As die ramshoring lang geluide blaas, mag hulle op die berg klim. Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig, en hulle het hulle klere gewas. En hy het aan die volk gesê, hou julle klaar, teen die 3de dag, moenie naby 'n vrou kom nie. En op die 3de dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse, en 'n swaar wolk op die berg, en die geluid van baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om Elohim te ontmoet. En hulle het gaan staan by die voet van die berg, en die hele berg Sinaï het gerook, omdat Jahwe in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die basuin sterker en sterker word, het Moses gespreek en Elohim het hom telkens hardop geantwoord. Terwyl Jahwe op die berg Sinaï neerdaal, op die top van die berg, het Jahwe Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim. Tot sover lees ons saam. Geliefdes, 'n mens kan nie anders as om te besef hoe die volk moes bewus geword het van Jahwe se grootheid nie. Hoe diep die volk in hulle harte getref het, dat hierdie verwysingspunt die verwysing word vir die res van die geskiedenis van Israel. Wanneer Jahwe verwys en hy hom identifiseer, dan sê hy telkens deur die profete, ek is Jahwe, julle Elohim, wat julle met 'n sterke hand uit Egipte land uitgelei het. En dan is dit hierdie wat in herinnering geroep word in die geskiedenis van die volk, wat Jahwe met hulle ontmoet. En vir 'n oomblik wil ek sê, ek weet nie wie van julle was al daar by die Drakensberge gewees, by dele van die Drakensberge, as ek nou moet sê, daar by die amfitheater. Wys gou vir my vinnig, wie was al daar? Is daar van ons het 'n idee van ons nie? Hierdie enorme berge, maar dink net vir 'n oomblik. Hier is hierdie berg. En die volgende oomblik is dit hierdie swaar rookkolom, hierdie wolkkolom wat hierdie hele berg omvou en bedek. En dan binne in hierdie kolom is dit 'n vuur wat brand, Jahwe en sy heerlikheid wat in vuur neerdaal en dit brand, en uit dit uitborrel hierdie rook wat na vore kom, en dan uit hierdie donker wolk uit is dit hierdie bliksemstrale wat slaan, wat vir oomblikke alles verlig, en in hierdie helder lig is, en keer op keer wat dit slaan, en dan die donder wat dreun, sodat die aarde waarop die volk staan, onder hulle bewe, sodat hierdie hele berg wat daar staan, die woord sê, verskriklik gebewe het. En dan, uit hierdie kolom, hierdie geweldige gedreun van die basuin, van die stem van Jahwe, wat afkom op die volk.
En die woord sê die woord donder. Die woord sê daar in vers 19 dat Jahwe hom hardop geantwoord het. In die Hebreëus is dit deur die donder wat Jahwe gespreek het. Wanneer Moses iets spreek tot Jahwe, is dit Jahwe wat deur hierdie donder antwoord. En wanneer dit so dreun, is dit hierdie volk wat op hulle aangesig val en vir Moses sê, ons kan nie voor Jahwe bly staan nie. Gaan spreek jy tot Jahwe, want vir ons is dit te veel. Geliefdes, wanneer Jahwe homself openbaar, en dis nie eers in sy volle heerlikheid nie, want hulle kon nie die aangesig van Jahwe sien nie, want as Jahwe sy aangesig geopenbaar het, was hulle almal verteer, maar hulle sien 'n deeltjie van die heerlikheid van Jahwe, en hulle word bewus van die geweldige grootheid van Jahwe. Daardie buiging, daardie ontzag, daardie kleinheid. Wanneer die volk iets leer van Jahwe, en ek gebruik 'n woord spesifiek, die transcendente Elohim, bedoelende die Elohim wat alles beslaan, hier die heelal, die buitenste ruim waarvan ons so min weet, Jahwe is nie vasgevang net hier in 'n klein bietjie, hy is alles. En in daardie grootheid, die El Elyon, die allerhoogste, die El Shaddai, die almagtige, allerhoogste God, wat kom stil staan by nietig stof by 'n mens. En wat vir hierdie mens sê, ek het jou lief, volg my. As ons na die geskiedenis kyk, elke keer wanneer Jahwe hom geopenbaar het, het dit gepaard gegaan met Jesaja wat op sy aangesig val en sê, Jahwe, wee my. Esegiel wat voor Jahwe neerval, Jahwe, U is die almagtige, ek is niks, en daarom wanneer ons bewus word van wie Jahwe is, dan word ons klein, dan word ons niks, dan besef ons, o mens, jy is niks. Wanneer Moses die laaste keer afkom, die 8ste keer, dan kan die volk nie na hom kyk nie, weens die heerlikheid van sy aangesig wat skyn van die heerlikheid van Jahwe. Het ons al gedink hoe moes dit gelyk het? As Jahwe 'n nietige mens, as die teenwoordigheid van Jahwe so invloed het op 'n mens, dat die volk vir hom sê, Moses, bedek jou aangesig, want ons kan nie na jou kyk nie, weens die heerlikheid van Jahwe. Hoe groot is Jahwe se heerlikheid dan nie? Kom ons blaai saam dan na 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs hoofstuk 3. Ek wil met groot respek vra, wie van ons sou tog graag daar wou gewees het en dit gesien het? Ek moet eerlik wees, ek sou graag wou. Daai geweldige grootheid van Jahwe. Weet jy wat is kosbaar? Wanneer ons nou tot Jahwe nader, as ons tot Jahwe nader ons in groter heerlikheid tot Jahwe, as dit wat sigbaar was daai dag by die berg. Hoor wat sê Korintiërs, wat sê Paulus vir ons, in 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 9. Want as die bediening wat veroordeel, kom ons lees vroeër net terwille van die konteks, vers 5, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit Elohim.
wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament, van die Nuwe Verbond, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, net vir 'n oomblik wil ek hier voor ons verder lees, was daardie gebeure in heerlikheid? Ja, geweldig. Dit was onsaglik. As dit in heerlikheid was, kom ons lees verder. Sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees nie in heerlikheid wees nie, want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Nou wil ek gou vir u vra, wat is die nuwe verbond se bediening? Kom ons dink aan die oomblik in die ou verbond. Die openbaring wat Moses, hoe Jahwe deur Moses die wet gegee het, en in die wet was deel van die priesterdom en die offers en alles wat daarmee saamgaan. Wie is nou ons bediening? Wie is nou ons priesterskap, ons tempel, ons heiligdom, ons altaar, die volheid van ons nadering tot Jahwe? Yeshua. En dan moet ons besef dat Yeshua se heerlikheid oordonder daardie geweldige gebeure. Wanneer ons dus oor Yeshua praat, en in hom wandel, en in hom glo in sy sterfte en sy opstanding, moet ons in ons harte werklik besef hoe groot dit is. Dis nie net 'n mens wat aan 'n vloekpaal gehang het nie. Dit is die God van hemel en aarde wat vlees geword het, homself aan ons geopenbaar het en in sy goddelike volmaakte liefde gesê het, ek het julle lief. En ek wil daai woorde wat hy vir die apostels gesê het byvoeg, volg my. Kom ons blaai na Hebreërs 12 toe. Voor ons dit gaan lees, wil ek vra, besef ons altyd met wie het ons te doen as ons op ons knieë gaan in die oggende en bid in die naam van Yeshua? Besef ons die volheid van daai woorde, of het dit 'n manier geword om ons gebed af te sluit? Of besef ons in dit wat ons nou gaan lees, waarmee is ons besig? Want net soos Jahwe om daaraan Israel op die wonderlike manier geopenbaar het, elke keer wanneer ons bid, elke keer wanneer ons met Jahwe gemeenskap het, elke keer wanneer ons so saamkom, dan nader ons tot Jahwe in die naam van Yeshua, in hierdie oorweldigende, heerlike bediening van Yeshua. En dit moet ons roep om klein te word. Daarom kan ons nie in Yeshua tot Jahwe nader en selfsugtig en onafhanklik en sterk en groot en eie waan wees nie. Jy kan nie Jahwe aanbid in die naam van Yeshua en dan handel dit oor jou nie. Dan mis jy die hele evangelie. Dan het jy van daai heerlike handeling van Yeshua, daardie geweldige gebeurtenis, waarvan gisteraand het ons in stilte tyd Psalm 2 gelees, daai gebeure van Psalm 2, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge, hulle hou saam raad teen Jahwe en teen sy gesalfde. Hier die hele skepping sê Handelinge 4 vir ons, dat Pontius Pilatus, Herodes, die heidene, selfs Israel, een doel gehad het om wat te doen, want die mag van die sonde het hulle gedryf daartoe om Yeshua te vernietig, om hom dood te maak. En dan kom vers 7 en hy sê,
Vandag het ek vir u gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Handelinge 13 sê vir ons, ek het jou lewend gemaak. Die hele skepping werk saam met een. Die van u wat dit nie weet nie, gaan reeds gerus, asseblief Handelinge 4, Handelinge 13. Die hele skepping werk saam om Yeshua dood te maak. En dan kom Jahwe, vandag het ek u gegenereer, sê Handelinge 13, ek het u lewend gemaak, ek het u laat opstaan. Yeshua staan op in heerlikheid en al hierdie magte word verslaan. Satan word ontklee, hy word vernietig, hy word onder die hakskeen van Yeshua vernietig en Yeshua ontvang alle mag in die hemel en op die aarde. En hy bestyg sy troon. Yeshua moenie nog sy troon bestyg nie. Hy sit vandag as koning en priester volkome op sy troon in heerlikheid, want hy het oorwin. En dis in sy heerlikheid wat ons tot Jahwe nader. En ons moet dit besef. En kan u onthou wat gebeur in Openbaring? In Openbaring dag en nag, daai 4 lewende wesens wat die klimaks is, die gerubs is die klimaks van Jahwe se teenwoordigheid. Die gerubs is hulle wat bedek, wat die heerlikheid van Jahwe toemaak. Hulle kom in die allerheiligste, voor die aangesig van Jahwe, kom daar die 4 gerubs na vore, met die 4 aangesigte, en hulle vlerke is daarom die heerlikheid van Jahwe toe te maak, want dit is ondenkbaar heilig. Daar die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge wat op die trone sit, roep dag en nag, heilig, heilig, heilig. En daar is hierdie geween, want daar die boekrol kan nie oopgemaak word nie. En hulle ween in die hemele, wat gaan gebeur? En dan is dit eens die seun van die mens wat na vore kom, hy wat geslag is soos 'n lam, wat gesterf het, wat na vore kom, want hy het oorwin en hy het opgestaan, en hy lewe in volle heerlikheid, en hy kan daai boekrol oopmaak. Aan u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het gesterf en u het opgestaan. En die hele skepping en daai ontelbare engele skaar val op hulle aangesigte neer, sê heilig, heilig, heilig. En dis hy, hierdie koning van alle konings, wat by jou en my lewe kom stilstaan. Wat sy lewe vir jou gee. Ek wil amper in die oë kyk, Reinhard, vir jou. In sy volle heerlikheid gee dit vir jou. Dries, en hy gee dit vir jou. Andrei, en hy gee dit vir jou. Hoe kan 'n nietige mens dit ooit verstaan? En hierdie kern van die evangelie mag nooit vir ons oud word nie. Dit mag nooit iets word wat ons sê, maar ek het dit al soveel keer gehoor nie, dis geuit, ek ken dit al, ek weet dit nie. Dit moet altyd in jou 'n ontzag wek vir die werk van Jahwe. Hebreërs 12, die resultaat daarvan in vers 22. Voor ons het lees, wil ek sê, by wie het Israel van ouds gekom? Hulle het by 'n vleeslike berg gekom. En 'n vleeslike berg, as daai vleeslike berg so kon gerook het, so kon gedonder het, so kon gebewe het, so geweldige indruk op hulle kon gemaak het, waarby kom u en ek vandag? En die probleem is, omdat ons dit nie fisies kan sien nie, mis ons die intensiteit daarvan. En ek wil hê jy moet dit vanmôre besef, die intensiteit van die teenwoordigheid, dat ons kan ingaan voor die aangesig van Jahwe onder die bloed van die lam, en wat ons daar vind. Kom ons lees daar vers 22. Maar julle het gekom by die berg Sion, die stad van die lewende Elohim, die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by Elohim die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Yeshua die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as
Abel. Vers 27, en hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so Elohim welbehaaglik dien met eerbied en met vrees, want ons Elohim is 'n verterende vuur. Is Jahwe vandag minder 'n verterende vuur as daar by Sinai? Moet ons hom met dieselfde eerbied, dieselfde aanbidding, dieselfde respek, dieselfde agting hom steeds aanbid? Ja. Ek wil vanmôre vra, moenie gewoond raak aan Jahwe nie. Ek sê dit met soveel liefde. Jahwe is nie jou maatjie nie. Yeshua is nie net jou maatjie nie. Hy is die koning van alle konings. Hy is heerskappy, hy is heerlikheid. En ja, hy nader tot 'n nietige mens. Wil hy? Selfs al is ons jonk, nader hy tot ons in liefde. Maar moenie daardie liefde verag en dink dit is gering nie. Moenie gemaklik raak en lui raak daarmee nie, want daardie liefde is nog steeds 'n verterende vuur. En daardie verterende vuur, kan jy onthou wat gebeur met Israel wanneer hulle tot Jahwe moet gaan die eerste keer wanneer hy op die berg klim? Moses gaan sê vir Israel, hulle moet hulle self heilig. Want oor 3 dae gaan ek met hulle ontmoet. Ek wil vir jou vra, kan jy met vrymoedigheid vanmôre met Jahwe ontmoet? Of is jy besig met dinge wat Jahwe nie welbehaaglik is nie? Is jou woedebye, en jou selfsug, en jou vloektaal, en jou geskreeu, en jou jaloesie, en die dinge waarna jy kyk, en die dinge waarmee jy besig hou, is dit waarmee jy Jahwe wil ontmoet? Die musiek waarna jy luister, die goed waarna jy kyk. Is dit die manier wat jy voor die aangesig van Jahwe wil verskyn? Want Jahwe is alomteenwoordig, elke liewe oomblik hoor hy elke woord. Elke gedagte wat jy dink, Psalm 139, voor dit nog in jou hart opgekom het, ken Jahwe dit. Geliefdes, en as ons dit hoor, is daar een besef wat ons kan saam met Jesaja op ons aangesig te val en sê, wee my, want ek het een verwagting, die geweldige oordeel en die dood. Want hoe dikwels is my gedagtes veroordelend. Hoe dikwels is daai reaksie van my negatief en ek vervies my sommer vir Willem, want ek kan nie glo hy doen dit alweer nie. En ek is geïrriteerd met my vrou wat aandag soek terwyl daar nie tyd is of wat ook al nie, en ek is vies vir die kinders want hulle wil nou weet dit of dit of dit, en al hierdie tipe van optredes, en hoe dikwels koester ons dit nie. En dan is daar een reaksie. En ons ken dit so goed, kan jy Paulus se reaksie onthou? Wee my, wie sal my red van hierdie sondige liggaam? En dan die antwoord, net Yeshua. Want hy is volmaak heilig. Hy is volmaak rein. En daarom, geliefdes, is dit u en my roeping om in hom te leef. Want in onsself kan ons nie heilig wees nie. In onsself kan ons nie, hoekom, net vir die interessantheid, terwille van die kinders, hoekom kan ons vandag sê ons is heilig? Ja, hoekom? Kan julle onthou van Oud-Israel? As iemand, voordat hy, in Oud-Israel het dit so gewerk, ek wil amper vir die kinders sê, julle moet antwoord vanmôre, maar luister nou mooi, want ek gaan julle in die toekoms dit vra. Hoe het jy heilig geword in Oud-Israel? Want die mens is nie heilig in homself nie. In Oud-Israel was daar 'n heilige salfolie gewees, en eerstens moes die priesters wat heilig moes gewees het, moes hulle self gewas het. So hulle moes gebad het, gewas het, dan trek hulle ou klere uit,
en hulle trek skoon klere aan, en as hulle dan klaar gewas het en hulle dit gedoen, dan is hulle rein. Nadat hulle ook 'n reinigingsoffer gebring het. So, jy moet bad, skoon klere aantrek en 'n offer bring vir reiniging. Dan is jy rein, maar dan is jy nog nie heilig nie. Dan was daar 'n heilige salfolie, wat net op Jahwe se bevel gemaak moes kon geword het. Enige iemand wat dit anders gemaak het, wat moes met hulle gedoen geword het? Doodgemaak word. Dit is geweldig heilig gewees. En daarom het hulle daardie heilige salfolie op Jahwe se bevel, die tabernakel en sy inhoud daarmee gesalf, ook uit sekere dele, die priester en die profeet en die koning, en dan was die artikel byvoorbeeld soos hierdie staner, wanneer hierdie staner dan met heilige salfolie gesmeer is, gesalf is, dan word hierdie hoog heilig, soos die artikels binne die tempel. En enige iemand wat rein is, wat hier aanvat, word ook heilig. So hierdie, die verbond binne in die tabernakel was dit hoog heilig, en as die tempel, die priester ingaan en hy vat daaraan, nadat hy rein is, en as hy vat daaraan, byvoorbeeld die toonbrode op die Sabbat, wanneer dit moes omruil, wat gebeur met hom? Hy word heilig. En dis iets kosbaars. Nou, vraag 1, is ons vandag gereinig? Was daar 'n offer vir ons gewees? Ja. Is ons ou klere uitgetrek? Kan julle vir Sagaria onthou, wanneer Joshua daar voor Jahwe staan, en Jahwe, die hoëpriester, hy is die beeld van ons as volk, die ou klere word uitgetrek, en hy kry nuwe feestklere, ons is nou bekleed met Yeshua. So ons is rein. Beteken dit omdat ons rein is, ons is heilig? Nee. Wanneer het ons heilig geword? As jy kontak met die hoogheilige dinge, wat het Jahwe toe uitgestort op ons? Die Heilige Gees. En daarom kan ons vandag hier sit, nie deur onsself nie, maar deur Yeshua se werk, gereinig en geheilig. En wanneer ons soms struikel, kan ons by hom belydenis doen. Dankie vir u bloed wat vir my gestort is, sodat my sondes vergewe is. Dankie dat ek aan u mag behoort, dankie dat u my vorm. En geliefdes, alles dit wat ons nou hanteer, die kern van die evangelie wat ons ken van 4 jaar oud af, mag dit nooit by ons oud word nie. Mag ons nooit daaraan gewoond raak nie. Moet ons altyd die erns en die intensiteit waarlik in ons lewens daarvan besef. Ietsie wat ek met u wil deel. In die verligtingstydperk, met die renessans en dit wat daarna plaasgevind het, was daar die beweging van die mens, die sentralisering van die mens, wat selfs in die teologiese wêreld en die aanbiddingsruimte 'n geweldige invloed gehad het, wat geleer het dat die mens vorm 'n godheid volgens sy eie behoefte, en ek praat van verskillende gelowe, waaronder hulle die Christelike geloof ook getel het, dat die mens vorm 'n godheid om hom gemaklik te maak. Hoor mooi. So in al die gode van ouds, byvoorbeeld die vrugbaarheidsgode van die Kanaanitiese aanbidding, omdat daar storms was en hulle was onseker geweest, het hulle hierdie byvoorbeeld Astarte, die godin van vrugbaarheid, het hulle aanbid, sodat die gesaaides goeie vrug sou oplewer, en dit het hulle laat beter voel. En dit was hulle kernargument, hoekom geloof gevorm het. Daai God laat jou veilig en rustig en kalm voel. Hoekom is dit anders as ons geloof in Jahwe? Wie van julle het al ervaar? Hoe nader jy aan Jahwe kom, hoe meer onwaardig voel jy. Want het werk andersom. In plaas daarvan dat jy meer gemaklik en lui en ontspanne word van hierdie godheid, hoe nader jy aan Jahwe kom, is dit werklik waar die bewustheid van sy verterende vuur, sy heerlikheid, sy grootheid, en wat gebeur met jou, hoe meer jy bewus word van Jahwe. Jahwe, ek is niks. Presies die teenoorgestelde. En wat is die reaksie dan? Daai besef van, geliefdes, elkeen van ons wat hier sit, as dit nie vir Yeshua was nie, is ons in die grootste, diepste vorm van verdoeming wat daar ooit kan wees, en kan jy net, as dit nie vir Yeshua was nie, dink net vir 'n oomblik, het ek
kon ons net sowel in die grootste put van bitterheid en hartseer gegaan het. Ek dink dan was ons die grootste depressieleiers wat daar ooit was, want ons het geen hoop nie. Behalwe een hoop, die ewige oordeel. As jy jou oë toemaak, is daar niks behalwe die oordeel nie. En dis een in my se bewustheid. En daarom is daar by elkeen van ons moet daar 'n besef wees van jou vleeslike gevalle toestand in kontras met Yeshua se werk, en daarom mag ons nie lui en gemaklik raak in ons verhouding met Jahwe nie. Ons mag nie versadig raak en gewoond raak daaraan nie. En ek wil begin saamvat. Hoe nader jy tot Jahwe? Het jy gewoond geraak dat jy maar net kan bid en Jahwe is daar? Of besef jy die voorreg? Het jy vasgevang geraak in hierdie humanistiese godsdiens van God is maar net daar vir die mens, en God is soos my gebed is soos 'n inkopieslys om wat Jahwe net vir my moet doen en wil doen en sal doen, want ek is so wonderlik en so oulik, want ek is sy kind. Of besef jy, hy is alles en jy is niks, en elke dag wat jy kan bid, elke oggend wanneer ek daar uit die bed uitstaan, is genade dat hy na my luister, en ek wil hom loof en ek wil hom prys daarvoor. En ek wil my hele lewe inrig uit dankbaarheid, en ek wil sê, Jahwe, ek kan u niks bied nie, en ten spyte daarvan dat ek u niks kan bied nie, selfs al is ek, soos Dawid sê, onverdienste diensknegt, ek doen alles wat ek moet doen, is ek nog steeds 'n onverdienste diensknegt. Verdien ek niks. Maar u gee my alles. En Jahwe, daarom wil ek u regtig in kleinheid dien. Wil ek regtig poog om elke gedagte, elke woord, elke handeling u te verheerlik, want u is waardig om dit alles te ontvang. En Vader, wanneer ek struikel, wanneer ek swak is, dankie vir u genade. Dankie dat u my liefhet en u liefde my verander. Geliefdes, dis wat Jahwe met die oorblyfsel doen. Die oorblyfsel wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Jahwe, vorm ons daarvolgens, dat u meer word en ons minder. Kom ons staan en bid ons saam. Ons wonderlike Vader, dankie dat al staan ons nie vandag daar by Sinai, en ons sien nie die fisiese berg bewe en die rook en die donder en die blitse nie. Maar Vader Jahwe, dankie dat ons weet, dat die woord vir ons sê dat ons in Yeshua aan die regterhand van Jahwe is, in daardie troonkamer verskyn ons ook vanmôre voor die aangesig, en daardie heerlikheid wat rondom ons is. Vader, al sien ons dit nie, dankie dat ons weet, dat ons nou kan ingaan in die allerheiligste, om voor u geweldig heilige teenwoordigheid te verskyn, saam met daardie engeleskare, saam met die medegelowiges, en dat ons daar voor u kan staan, in eerbied en in aanbidding. En Vader Jahwe, dat ons saam met hulle wil buig, en sê, heilig, 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 is u Jahwe. Vader, wil u deur ons werk, dat ons soveel minder bewus is van onsself, en soveel meer bewus word
van wie U is en U heerlikheid en U goedheid. Dankie dat U woord vir ons sê wanneer Yeshua daar by die bergpredikasie leer, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Jahwe, dankie dat ons veiligheid vind in U teenwoordigheid, in ons buiging, in ons kleinheid, in ons afhanklikheid, want Vader Jahwe, U is getrou. Ons wonderlike Vader, wanneer U daar in Deuteronomium 10 vir ons sê wat U van ons eis, dat ons U sal lief hê en met 'n goddelike vrees sal vrees. Vader Jahwe, wil U ons ook vanmôre help om waarlik bewus te wees van wie U is, sodat ons met 'n goddelike vrees tot U kan nader. Dat ons in U liefde wat U in ons harte uitgestort het vir U, wat U in Romeine 5 vers 5 vir ons sê, tot U kan nader. Dankie dat ons dit mag vra, in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.